Kom ons het dit so, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons andermaal saam kan wees in u huis, wat 'n voorreg, Here, om 'n tweede maal op een dag hier saam te wees, dat ons die begin van hierdie week, Here, op so 'n manier kan afskop, dat ons vanmôre en vanaand in u huis kan wees, en dat ons, Here, hierdie week tegemoet kan gaan in u naam, omdat ons weet, u lewe, en u beskikking bepaal, en u is in beheer van hierdie ganse heelal, en ook in besonder van ons lewens. Baie dankie dat ons weet, Here, daar niks oor ons pad sal kom wat toevallig is nie, want toeval bestaan nie in die woordeskat van 'n kind van God nie. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, Here, of dit volgens ons begrip goed of sleg is, maak nie saak nie. Alles werk ten goeie mee vir die wat u liefhet, en daarvoor dank ons u, en ons vra u, Here, wanneer daar tye in ons lewe kom, waar ons bietjie opstandig raak, of nie altyd verstaan nie, of miskien, Here, ongelukkig raak oor die situasie waarin ons onsself bevind, dat ons u woord meer sal ondersoek, dat ons met 'n hart van blydskap 'n loflied sal sing tot eer van u naam, Here, en soos Paulus en Silas van ouds, Here, terwyl hulle in die tronk was om middernag gesing het, en die gevangenes het geluister, en Here, u wonderlike, kosbare wil het geskied, toe u daardie bewaarder gered het, saam met sy mense. Ag Here, ons weet dat somtyds lyk dinge vir ons die mekaar, en dan gebruik u dit vir u beswil en vir u plan, en ons dink aan Josef daar in Egipte. Vir baie jare het hy in Egipte gesit, en hy was later in die tronk, en later tweede in bevel, en uiteindelik was hy maar net een van daardie kosbare instrumente in u hand, om u volmaakte plan, Here, in vervulling te bring, want uit die geslag van Israel sou die Messias na vore kom. En Here, ons eer u as ons terugkyk in die geskiedenis, dat ons u kan vertrou met ons hele lewe, en dat ons vanaand ook kan vra, dat u deur die woord ons harte sal versterk in u self, dat ons weet u is besig met ons, en ook besig met hierdie finale, ek wil amper sê hoofstuk in die geskiedenis van hierdie wêreld, om dan ook u koninkryk te kom vestig, en daarvoor dank ons u, daarvoor eer ons u, want u is die hoorder van ons gebed. Seën ons samesyn, en word ryklik in ons midde verheerlik. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak, vanaand by Openbaring die 5de hoofstuk, Openbaring die 5de hoofstuk, en ons gaan vanaand ons tweede boodskap hanteer oor die gedagte van die engele van God, en hulle geskape doel, en ons gaan so 'n bietjie kyk vanaand na sekere ooreenkomste en dinge wat ons kan leer by die engele, en waarom God die engele geskaap het, en hoe ons dan ook by hulle sekere dinge kan leer. Nou as u gaan kyk op die kaart hier op my linkerkant, dis deel van ons reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring, soos aangedui op hierdie boekrol, en dan sal u sien die engele wat hier betrokke is, by die 7 basyne, die 7 persone, die 7 skale. Reg deur die Bybel sien ons dat engele 'n prominente plek inneem in God se woord, en vir u gesê dat hierdie engele besondere wesens is, en ons gaan vanaand by die tweede boodskap stil staan, en dan ook kyk wat die Here vir ons wil leer vanuit hierdie gedeelte. Ons lees saam Openbaring 5 vers 1 tot 14, en ons behoort seker teen volgende week uit te kom by die oordeele. U sal sien die 7 seels wat gebreek word, en dan die 7 basyne wat geblaas gaan word, en u gaan sien in die boodskappe wat volg, hoe God dan ook sy toorn gaan uitstort op hierdie aarde. Ons leef in 'n tyd waar mense toegang het tot die Bybel, mense het selfone, hulle die internet. Daar is vandag nie meer verskoning om te sê ek het nie geweet daar is 'n Bybel of God se woord is daar nie. Ons sien dat mense eerder die duisternis liewer het as die lig. Die Bybel sê hulle werke was boos. Daarom wanneer God sy oordeel gaan uitstort, gaan dit 'n besondere oordeel wees waar God wraak gaan uitoefen oor hulle wat dan ook die duisternis liewer gehad het as die lig. En vriende, ons weet dat die Here vir ons sê, hulle wat die meeste geweet het, sal die grootste oordeel ondergaan. En ek wil vir u sê, in Suid-Afrika lê daar 'n geweldige hartseer tyd voor. Want daar is soveel mense, op elke hoek staan daar omtrent 'n kerk, en ons het bekend gestaan as 'n Christelike volk. En vandag het die meeste hulle rug gedraai op die Here. Elkeen dien hulle eie God. Die Bybel sê vir ons, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. En ek het baie al daarin gedink, hoe groot
en hoe geweldig gaan God se oordeel wees oor die westerse lande wat die woord van God gehaat het en dit een kant geskuif het. As u gaan kyk na waar groot herlewings plaasgevind het in Wallis, Skotland, Ierland, en hoe kerke vandag verkoop word en in dansplekke en in drinkplekke omskep word, dan wil ek vir u sê, dit het laat geraak op God se horlosie. En die oordeel van God is vlak voor die deur, en daarom hierdie boodskap om ons te waarsku, dat ons gereed sal maak om die Here te ontmoet. En kom ons kyk vanaand, Openbaring 5, en dan volgende week, gaan ons begin stilstaan by hierdie geweldige oordeele van die Here. En u gaan sien, in die loop van die boodskappe, ek gaan nie eisegese doen nie. Ek gaan eksegese probeer doen. Wat is die verskil? Ek gaan nie van buitekant af klomp goed probeer inlees in die skrif en sê, hierdie volk gaan dit doen, en daardie volk gaan dat doen, en hierdie een gaan dit doen, en hierdie nommer op hierdie blikkie beteken dit, en hierdie ryskorreltjie beteken dat nie. Ek dink ons het die hele boodskap van Openbaring 'n verwronge boodskap gemaak, waar ons allegoriseer en goed in die skrif inlees wat daar nie is nie. Die Here het genoegsaam vir ons in die Bybel opgeteken, sodat ons kan weet God se koms is naby. Te veel predikers het al te veel dinge gesê, en ek onthou, as 'n jongerige man, het ek 'n boodskap van een van die predikers geluister, wat sê, hy het genoeg inligting, om te sê dat die Here teen die jaar 2000 sal kom. Hy het dit vir 'n feit gestel, en ek het die boodskap geluister, en is nou al 2022, en die wêreld spot met die kerk, en sê, julle klomp, maak voorspellings van die môre tot die aand. Waar is julle God? U sien, wanneer ons gaan inlees in die skrif, bring ons verwarring by mense. Wanneer ons die skrif verklaar, gee ons sekerheid vir mense. Die Here gaan kom. Wanneer hy gaan kom, weet ons nie. Maar ons weet, daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer hy ook sy engele gaan uitstuur, om hierdie oordeele van hom te voltrek. En hierdie oordeele gaan geen piknik wees nie, glo my. Dan sal ons sien, wat die Bybel praat van 'n God, waar 'n konings van hierdie aarde sal uitroep, berge val op ons, en heuwels bedek ons, voor die aangesig van hierdie God, met wie ons te doen het. Net so kort inleiding, kom ons lees saam Openbaring 5, vers 1 tot 14. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Waar die Here oorwin? Aan die kruis op Golgotha. Daar het hy die vyand in die openbaar tentoon gestel, daaroor om getriomfeer. Hy, aan hom behoort alle mag in die hemel en op aarde. Daarom kon hy ook hierdie seël breek. Vers 6. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens in die midde van die ouderlinge staan, daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons 'n God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.
En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Sonder 'n gedeelte, ons het hom nou al 'n paar keer saam gelees, ons het nou al 'n paar boodskappe uit Openbaring 4 en 5 met mekaar hanteer, en ons kyk vanaand dan ook vir oulaas, Openbaring 5 vers 10, toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Die tema vanaand dan, die engele van God en hulle geskape doel. U sal sien, deel 2 van hierdie boodskap wat handel oor die engele van die Here. Nou vriende, soos 'n goeie onderwyser probeer ek altyd so bietjie 'n oorsig hanteer, so bietjie hersiening doen, soos die onderwyser sê. Ek onthou toe ek op kweekskool was, Dr. Californie was baie lief om so deur die kerkgeskiedenis vir ons net so kort oorsig te gee, dat ons gedagtes net so bietjie verfris kon word. En ek wil vir u sê, dis miskien 'n belydenis vanaand, ek het my kerkgeskiedenis so deurgekom. Want daar was soveel vakke om te leer, en wanneer dit by kerkgeskiedenis kom, en ek moet eksamen skryf, dan sien ek vir Dr. Kali, hoe hy vir ons deur die proses vat om te sê, dis waarom ons nou in hierdie stadium onsself bevind in die geskiedenis, want dit is alles wat gebeur het. En dis nodig dat 'n mens elke keer net so 'n bietjie terugkyk na die boodskap wat verby is, om jouself op te skerp, om te sien waar ons trek, en ook waarheen ons op pad is. Nou verlede week Sondag aand so 'n bietjie inleidend stilgestaan by die gedagte van engele, en aan u getoon dat hulle geskape wesens van God is, en 'n groot rol in God se skepping en oordeele sal speel, soos ek reeds vir u aangedui het op die kaart hier op my regterkant. Vir u ook die gevare getoon van hedendaagse engele boodskappers, en die obsessie wat die mens met engele het. En ek kan nie alles herhaal nie, maar ek het vir u uit die Time tydskrif gewys, die obsessie wat mense met engele het, en hoe hulle selfs engele aanbid, en engele vereer, en die 3 vrae wat ek verlede week probeer beantwoord het. Waarom het ek gepraat oor die gedagte van engele, en wat was die sin en doel daarvan gewees? Handelinge 27, waar Paulus, ek het nie nagelaat om die hele raad van God te verkondig nie. En dan ook die groot bekommernis uitgespreek, die misleiding wat ons vandag vind wanneer dit kom by engele boodskappers. Vir u gesê, dit is nie net sektariese kerke soos wat ons kry, die Mormone en die Jehova getuies en daai kerke wat sê dat engele aan hulle verskyn het nie, maar selfs kerke wat Christus beleidende kerke is, soos die Five Movement en baie ander kerke, waar die predikers beweer dat engele aan hulle verskyn het en sekere boodskappe aan hulle oorgedra. Dis die groot bekommernis in my hart, dat ons mislei sal word, want luister vriende, en jy moet my asseblief nie kwaadlik neem nie, die deursnee Christen vandag is lui. Hulle wil nie God se woord ondersoek nie. Daarom glo hulle elke persoon se opinie, hulle glo elke ding wat neergeskryf word op papier, hulle ondersoek dit nie, en selfs goed wat nie eens verse by het nie, aanvaar hulle maar net klakkeloos. Want Koos en Piet en Jan het so gesê, en ons kan nie stryd daarteen nie. Luister, as jy die skrif nie ondersoek nie, is jy 'n leikind van God. En gaan jy deur dwaalings vasgevang word, en jy gaan met 'n verkeerde godsdienst besig raak, wat heel moontlik gaan uitloop op jou veroordeling. Dis hoe ernstig hierdie saak is. Daar is baie mense wat vandag dink hulle behoort aan die Here, en glo my, hulle sal die Here in sy heerlikheid nie sien. Waarom nie? Want hulle is nie self studente van God se woord nie. Ek het nie gepraat oor die gedagte, wat is hulle taak, doel en rol vandag, en ons het so bietjie daarna gekyk, en vanaand gaan ons bietjie die boodskap uitbrei, deur vir u 'n paar gedagtes in u midde te laat. Ons gaan vanaand bietjie kyk na, wat kan ons by hulle leer, in besonder, wat kan ons by hulle leer, ooreenkomste wat daar is, en dan gaan ons ook afsluit deur vir u 'n oproep te gee, of 'n oproep te doen op u, om dan ook gehoorsaam aan die Here te wees. Die punte wat ons vanaand na gaan kyk, en moenie bekommerd wees nie, dat daar's net 7 punte, dis al nie baie nie, 'n halfuur op 'n punt, dan behoort ons teen 12 uur klaar te wees, maar ons gaan kyk na hulle geskape wesens, hulle is onsterflik, die rangorde, die dienswerk, die gehoorsaamheid, die aanbidding, en dan die laaste punt, gevalle engele, wat van hulle. Gaan nie lank wees nie, maar ons gaan net hierdie paar gedagtes onder die aandag bring. Wie verlede week gesê, 194 maal in die Bybel vind ons die woordjie engel, 53 keer daarvan in die boek Openbaring. 88 maal in die Bybel lees ons van engele, meervoud,
22 keer daarvan in die boek Openbaring. So, hulle gaan 'n baie belangrike rol speel en hulle speel 'n baie belangrike rol in God se skepping. In die Ou Testament vind ons die woordjie malak vir engel en in die Nuwe Testament die woordjie angelos. En in beide die Ou en Nuwe Testament beteken dit boodskappers of gestuurdes, word ook genoem seuns van God volgens Job 1 vers 6 en 38 vers 7, en daar word ook gepraat van heilige wesens volgens Psalm 89 vers 5 en 7. Uit hierdie gegevens kan ons aflei dat die engele 'n groot deel sal uitmaak van God se oordeele en dat hulle aktief betrokke sal wees om God se opdragte dan uit te voer. Nie net van die begin van tyd af nie, maar ook in besonder in die eindbedeling waar die oordeele sal plaasvind. So kom ons kyk vanaand na so 'n paar ooreenkomste, so 'n paar dinge wat ons by hulle kan leer. En weer 'n keer sê ek vir u vriende, hierdie is nie 'n breedvoerige boodskap waar ek alles oor engele sê wat ek kan sê nie. Ek probeer u bietjie nuuskierig maak dat u verdere navorsing gaan doen, bietjie verdere leeswerk sal doen, maar ek gaan vir u 'n goeie basis gee van waar u kan werk. In die eerste plek sien ons vanaand dat engele geskape wesens is. Luister, engele is nie gelyk aan God nie. Engele was nie van altyd af gewees nie. Die ewige drie-enige God het van ewigheid af in homself bestaan. Daar was totale harmonie tussen die drie-eenheid, volmaakte band van liefde. En van ewigheid af was dit net God, die Vader, Seun en Heilige Gees gewees. Een God wat homself openbaar in 3 persone, en die Bybel leer vir ons dat alles uit God ontstaan het. Daar is niks wat van self ontstaan het nie. Daar was nie 'n oerknal en toe's daar 'n engel nie. Daar was nie 'n proses van evolusie toe's Gabriël daar nie. Alles is deur God geskape en kom ek gaan vir u sê waar dit in die woord staan. Verskeie plekke, ek lees vir 1 of 2. Psalm 148 vers 1 wat sê: Halleluja, loof die Here uit die hemele. Loof hom in die hoogste of die hoogtes. Loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle ligtende sterre, loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape en hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee wat geen een oortree nie. Met ander woorde, as ons die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons dat die Here die hemel en die aarde geskaap het, maar ook die engele, hierdie magtige wesens geskaap het. En miskien is die vraag daar in u gedagte vanaand, nou wanneer het die Here hulle geskape? Want ons lees in Genesis die 1ste en die 2de hoofstuk van alles wat geskaap is, maar ons lees nooit dat die engele geskape is nie. En as 'n mens bietjie navorsing gaan doen, dan kan ons nie presies sê wanneer die engele geskape is nie, maar een ding weet ons: hulle was geskape voor die sondeval. En hoekom sê ek so? Wat sal u sê as u nou so 'n vraag kry en iemand sê vir jou: Gerard, luister, hoekom dink jy, of wanneer dink jy is die engele geskape? En as jy vir hulle sê voor die sondeval en hulle vra hoekom, wat sal jy antwoord? Die antwoord is eenvoudig. En my vrou ken die antwoord want sy lees die Creation Ministries tydskrif en sy lees die Bybel. Die Here sê nadat hy alles geskaap het, dat dit baie goed was. Met ander woorde, die sondeval kon nie plaasvind. En daar was nie 'n ding soos die ystydperk voordat die sondeval plaasgevind het. Of 'n vorige aarde en 'n vorige hemel waar sekere goed gebeur het en toe alles woes en leeg geraak nie. God het geskape, hy het sy engele geskape en ek het al reeds 'n reeks gebring oor die skepping teenoor die evolusie, vir u baie duidelik gesê dat God alles goed geskape het. En as ons die skrif moet bestudeer, dan moet ons by die afleiding uitkom dat die Here ook die engele geskaap het in daardie tydperk voor die sondeval dan plaasgevind het. Nou vriende, as ons kyk na die ooreenkoms, dan sien ons dat ons ook geskape wesens is. Net soos die engele is ons ook geskape wesens. Ons is nie so magtig soos hulle nie. Ons is nie so, die Bybel vir ons leer dat hulle gestuur word deur God na sekere plekke om sekere aankondigings te maak nie. Maar een ding wat ons kan sien in die skrif, soos hulle geskape is, so is ons ook
geskape wesens. Ons is nie van ewigheid nie, hulle is nie van ewigheid nie, ons is deur God geskape. Die Mormoonse geloof glo, en ek het nou die predikant gehoor, en kom ons los die kerk eerder uit ter wille van al die misverstande wat daar somtyds kom. Maar die predikant sê, ons gaan net terug eendag na waar ons vandaan kom. Nou wonder ek, waar is dit? Want my ma is dood, en haar liggaam het ontbind. So kan nie terugkom waar ek vandaan gekom het nie. Maar by implikasie sê hulle, en die Mormoonse kerk sê, van ewigheid af bestaan mense, hulle kom na die aarde vir 'n proeftydperk, en dan gaan hulle na een of ander hemel toe. Hang net af hoe hulle gedra het op aarde, wat 'n leuen wat mense glo. Jy en ek is 'n geskape wese, ons was nie van altyd gewees nie. Die dag toe pa en ma by mekaar kom, het God die wonder beskik, waar bevrugting plaasgevind het, en toe die geboorte van 'n kind. Want God het jou in die moederskoot geweef. Engele het hy geskape, ek en jy is geskape wesens. Die Here sê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Nou baie keer sê mense, dat die mens is na God se beeld geskape, maar nie die engele nie. Bietjie met navorsing, vriende, die engele het ook 'n tipe van 'n beeld van God wat hulle uitleef. En ons sal bietjie een of ander tyd daarby stil staan, maar wat ek vir u kan sê, wat die skrif vir ons leer is, God het die engele geskape, God het die mens geskape. Wat is die verdere ooreenkoms? Albei het geval. Dank God, al die engele het nie geval nie, maar die engele was die geleentheid gegee om God te aanbid, of saam met die Satan wat homself verhef het, bo God se troon, om saam met hom te val. En die Bybel leer vir ons daarvan, dat die Satan saam met 1/3 van die engele geval het. Ons lees dit in plekke soos Jesaja 14, Openbaring 12, vers 3, vers 4 en vers 9. So die eerste gedagte, engele is geskape, mens is geskape, deur God is ons geskape. Die Satan val saam met 1/3 van die engele, en die Bybel leer vir ons dan ook in Genesis 3 vers 9, dat die mens geval het in sonde en ongehoorsaamheid aan die Here. En ek lees vir u, in die tuin van Eden, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En die Here sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Nou ek wil nie vanaand daaroor praat nie, maar luister, Adam en Eva soek God nie. Jy en ek het God nie gesoek nie. Ek gee nie om wat jy dink of wat jy sê nie. Dis hy wat jou kom soek het. En as hy jou nie kom soek het nie, sou jy hom nie gesoek het nie. Daarom kry hy die eer vir die feit dat jy vanaand gered is en dat ek vanaand gered is. Maar daar is iets wat my getref het in die voorbereiding van hierdie boodskap. Die groot verskil. Dis vir die mens dat die Here sy seun gestuur het, sodat ons gered kan word en nie vir die engele nie. Hoor wat sê die Bybel, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. U moet tog nie hierdie woord, want so lief het God die wêreld gemaak, universeel maak, in die sin dat almal nou hemel toe sal gaan, omdat Jesus vir die wêreld gesterf het nie. Ja, hy het vir die wêreld sy liefde geopenbaar, deur sy seun te gee, maar die Bybel sê dat hierdie verlossing word effektief, vir hulle wat in sy naam glo. Universalisme is 'n dwaling, wat al vir baie jare die kerk van Jesus verwoes. Dis hulle wat hulle geloof in Jesus stel, wat gered sal word. Engele is geskape wesens, ons is geskape wesens, maar die God van hemel en aarde wat ons geskaap het, sy seun gestuur na hierdie aarde, om vir die mens te kom sterf. Om die sondaar van sy sonde te kom bevry. Die vraag wat mense vra, waarom het die Here nie vir die engele ook nog 'n kans gegee nie? Waarom het die Here nie ook vir die engele kom sterwe wat gerebelleer het teen hom saam met Satan nie?
Die Bybel sê nie vir ons alles nie. Ons ken nou ten dele en eendag sal ons ten volle ken. Die manne wat die Bybel bestudeer en wat baie navorsing doen, reken, dat hierdie engele het al soveel van God se heerlikheid gesien, iets wat u en ek nog nooit aanskou het nie. Hulle was in sy teenwoordigheid, hulle het hom aanbid, en nog steeds kies hulle om saam met Satan te rebelleer. Daarom sal daar vir hulle nooit, ooit versoening wees nie. Wat 'n geweldige gedagte om aan te dink het. U al gedink daaraan as Adam en Eva gesondig het, en God het gesê, luister, ek wil niks meer met julle te doen hê nie. Sê vir my, wie kan hom forceer het dan, om aan die kruis te sterf? Ons is mos so magtig. Ons kan God mos beveel. As ons nie kan, God mos nie. Dis mos die swak redenasie van die deursnee leraar vandag in die kerk van Jesus. Asof ons op die troon sit. As hierdie God van hemel en aarde nie na ons neergebuig het nie, sou ons vanaand almal op pad hel toe gewees het. Maar hy stuur sy seun na hierdie aarde, een planeet waarop daar lewe is. En dis nie moeder aarde nie, dis God se aarde. Hierdie aarde kan nie voortbring nie. Dis God wat hierdie aarde aan 'n niks gestel het nie. Ons draai teen 'n geweldige spoed op hierdie oomblik, en ons almal sit hier en kyk na hierdie leraar en luister wat hy sê, omdat God dit so bepaal het. Dat u vanaand ook die goeie nuus kan hoor, dat hy vir jou gekom het, dat jy gered kan word. Vir die gevalle engele sal daar nie weer 'n kans wees nie, want 2 Petrus 2 vers 4 sê, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Ons weet daar is sekere engele wat, ons sal later daarby uitkom, wat in mense gevaar het, uitsonderlik, ons sal 'n bietjie daaroor praat later, maar ek wil vir u sê, dink aan hierdie geweldige gedagte, as God nie aan ons gedink het nie, as hy sy seun nie vir ons gestuur het nie. Ek wil vir u sê, dit stroop jou van elke druppel arrogansie, en dit laat jy op jou knieë val en hierdie God aanbid, wat nadat hy ons geskaap het en ons in 'n volmaakte omgewing geplaas het, met een opdrag is, mens dien my. En die mens rebelleer teenoor God, dat hy nog steeds genade oor ons kom bewys het. Daarom sing ons daar die pragtige lied, Wonderful, Merciful Savior, Precious Redeemer and Friend. Hierdie genade is aan ons bewys. Maar die tweede gedagte, die engel is onsterflik en u en ek is onsterflik, en voor u nou na u asem snak, kom ek verduidelik net vir u. Kom ek verduidelik vir u wat ek bedoel daarby. Lukas 20 vers 34 sê, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee, maar die wat waardig geag word om daardie eeu van die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie, want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. Nou, ek gaan nie vanaand praat oor kan engele trou of nie trou nie, engele kan nie trou nie. Ok, as 'n engel, jy miskien vanaand dink jou man is 'n engel, wonderlik. As bittermin vrouens wat dink hulle man is 'n engel. Maar as jy vanaand 'n engel getrou het, is ek so bly vir jou part. Maar dis nie 'n engel wat geskape is en wat die woord vir ons van praat nie. Ons sien baie duidelik dat hulle geskape wesens is, maar hulle is onsterflik. Met ander woorde, tot in alle ewigheid sal hulle lewe. Soos die engele het u en ek 'n begin. Ons is geskape soos hulle, maar u en ek het nie 'n einde nie. Ons sal liggaamlik sterf op hierdie aarde, maar ons siele sal vir ewig lewe. By die laaste oordeel sal die Here aan die wat hom ken 'n verheerlikte liggaam gee en aan die ongeredde 'n onsterflike liggaam. Een skrywer het dit baie mooi gestel. Hy sê, our earthly bodies are fit for this world. The resurrection body will be fit for eternity, in either heaven or hell. Hou op top oor hoe sal ons liggame in die ewigheid wees. As jy Jesus ken,
sal jy 'n verheerlikte liggaam hê om by hom in sy heerlikheid te wees. As jy hom nie ken nie, sal hy vir jou 'n liggaam gee wat die pyn en die smart van die ewige poel van vuur vir ewig lank sal kan verdra en sal kan deurmaak. Nou die dag 'n prediker gesien wat sê, ag, as jy jou hand oor 'n kers hou, dan brand jou hand en jou hand sal later afbrand. Probeer dit vergelyk, hierdie liggaam is besig om te sterwe. Is God wreed om vir ons eendag 'n onsterflike liggaam te gee vir hulle wat hom nie ken nie, om vir ewig gepynig te word? Ek dink nie so nie. Ek dink as ons kyk na die rebellie van die mens teenoor hierdie God wat hom geskaap het, hoe hulle sy seun bespot en vertrap, dan dink ek die hel is 'n geregverdigde oordeel vir hulle wat weier om God te dien. Lukas 16:23 leer vir ons hierdie groot waarheid dat ons onsterflik is. Die ryk man het gesterwe, Lukas 16, en is begrawe, en toe hy die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Nou hierdie is nie net 'n storie wat Jesus vertel het nie. Dis nie 'n rooikappie en wolf storie. Lang gelede was daar 'n wolf en daar was 'n rooikappie nie. Hierdie is vir ons 'n feitelike verhaal, want die Here gebruik die man Lazarus as voorbeeld. Hy noem hom by die naam en onmiddellik sou mense kon identifiseer met die ryk man en Lazarus wat voor die poort was en die honde het sy swere gelek. En toe hulle sterwe, was een by God en een was sonder God, in die smarte van die hel. Hoe kon Jesus hierdie verhaal vertel het? Want hy was God en mens. Hy was God en mens. Die een wat ook geweet het en weet, en tot in ewigheid toe, die volmaakte kennis sal hê, en daarom die tydige waarskuwing, dat u en ek onsterflik is. Gerard Bekes sal nooit ophou bestaan nie. En soms word ek wakker met die gedagte, Gerard Bekes, jy gaan eendag voor God staan. Sorg dat jy jou lewe leef om hom te verheerlik. Die derde gedagte, daar is rangorde en struktuur by die engele. Ons lees van Michael die aartsengel, volgens Judas vers 9, Openbaring 12 vers 7 en 8, sal hy ook as leier optree aan die einde van die tyd om Satan en sy engele te verslaan. Ons lees daar van Openbaring 12 vers 7, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Die oorlog wat gevoer was, en die Here het Michael die aartsengel gebruik, om dan hierdie oorlog te voltrek. Ons lees van Gabriel, wat die belangrike gebeurtenisse aangekondig het, byvoorbeeld die geboorte van Jesus. Ons lees daarvan in Lukas 1 vers 19. En die engel antwoord en sê, ek is Gabriel wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek, en jou hierdie goeie tyding te bring. En in die 6de maand is die engel Gabriel deur God gestuur, na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Ons sien die serafs aanbid God, Jesaja 6 vers 1 tot 3. Die Bybel sê serafs het bo hom gestaan en hulle het uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Sien u daar 'n sekere orde? Dis Michael, ons sien daar is Gabriel, ons sien daar is die serafs. Ons weet nie presies hoe hierdie orde werk nie, maar elkeen het sy eie taak en sy rol wat hy speel, en God het die orde daar gestel, omdat orde altyd sinvol is. En omdat orde noodsaaklik is. En die vraag het by my ontstaan, as God se engele op 'n bepaalde wyse en orde geskape is en gestuur word vir dienswerk, het ons ook nodig om te leer by hulle. Want u sien, die Bybel leer vir ons as mens, in 1 Korintiërs 11 vers 3, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Daar's Michael, daar's Gabriel, daar is die serafs. Elkeen het 'n belangrike taak om te vervul, maar daar's 'n rangorde wat God gestel het, waarvan hy die hoof is, en sy engele is onder hom. En ek wil vir u sê, as ons die skrif gaan bestudeer, sien ons,
Efesiërs 5:22, vroue wees aan julle eie mans onderdanig, manne julle moet julle eie vroue lief hê, kinders julle moet julle eie ouers en alles gehoorsaam wees, diensknegte wees gehoorsaam aan die Here. Die orde wat God stel, die orde, die struktuur wat God stel, is noodsaaklik sodat daar orde kan wees. Lees u ooit in die hemel dat Michael vir die Here sê, maar ek wil Gabriël se werk doen. Ek is nou moeg om hierdie ou te wees wat oorlog moet voer, ek wil ook goeie tyding gaan oordra. En die serafs kom op 'n stadium en hulle sê, ons wil 'n mosie van wantroue instel teenoor u Here, want ons wil nie heeldag ons gesigte bedek en ons voete bedek nie, want ons wil graag soos Michael gaan oorlog voer. Lees ons dit. Net as ek dit sê, klink dit sommer stupid. Maar die kroon van God se skepping kla en mor en murmureer oor God se orde en God se struktuur wat hy daar gestel het. Luister vriende, luister wat die woord sê. God is die hoof, dan die man, dan die vrou, dan die kinders, en God gee opdragte vir die diensknegte. Hoekom wil ons nie aan hierdie orde voldoen nie? Mans sal vandag nie meer hulle rol vervul nie, want ons leef in 'n samelewing waar vrouens eintlik die rol vervul van die man. Baie interessant wat een skrywer onlangs skryf. Vrouens wil nie veg vir hulle reg om swart sakke in 'n trok in te gooi, maandag tot saterdag, en eintlik maar die sakke na die asgate toe te vat nie. Hulle wil nie hulle hande vuil maak soos 'n motorwerktuigkundige nie. Hulle wil in die parlement gaan sit en hulle wil rekenmeesters wees en hulle wil hierdie fantastiese poste hê. Hoekom? Want hulle wil hulle nie onderwerp aan God se orde nie. Daardeur sê ek nie 'n vrou kan nie geleerd wees of 'n bepaalde pos of 'n taak of 'n rol vervul nie. Wat ek net sê is altyd in God se orde. Die man, die vrou, die kinders. Ek moet vir u sê, daar is bitter min huise waar vrouens sal nog onderwerp aan hulle mans. Daar is bitter min huise waar vrouens nog die rol vervul wat God vir hulle gesê het, onderwerp jou aan jou man. Wees gehoorsaam aan jou man. Ag, u sien, ons leef in 'n tyd waar ons verskonings het vir God se orde. Die feministiese beweging is diep binne die kerk gevestig. Ons skryf vandag kinders, as die ouers vir hulle iets sê, trek hulle kyk op 'n knop, hulle praat met hulle pa en ma, asof hulle gemors is. En ek wil vir u sê, dis ongelukkig miskien waar ek baie keer my rieme styf loop. Ek sal vir so 'n kind net sê, gedra vir jou. As 'n orde en God sê, sal jy oordeel. As jy jou pa en jou ma nie goed kan behandel nie. In God se engele mag is daar 'n orde struktuur, altyd gehoorsaam aan God. Ons as mans is gehoorsaam aan God. Die Bybel sê vrouens wees onderdanig aan jou man. Vir die kinders moet daar gehoorsaamheid wees. Volg hierdie orde en struktuur en daar sal vrede en daar sal veiligheid wees. As ons 'n ordelike, vredevolle samelewing wil hê, moet ons bly by God se orde. God se orde is sinvol omdat dit deur die alwyse God aan ons gegee is. En ek kan nie veel meer uitbrei daaroor nie. Ek het 'n reeks van omtrent 12 boodskappe gehou oor die rol van die man, die rol van die vrou, die rol van die kinders, diensknegt, diensmaagd. Jy is welkom om te luister. Die beginsel wat ek net wil neerlees, daar is 'n rangorde wat God gestel het, wat ons nie kan oortree nie. Hierdie rangorde het God vir ons gegee, sodat ons hom kan verheerlik. Ons sien in die volgende plek die dienswerk wat hulle verrig. Lukas 1 vers 18, toe sê Sagaria vir die engel, waaraan sal ek weet? Want ek is 'n ou man en my vrou is ver op gevorderde leeftyd. Nou sê gou vir my, Sagaria was die pa van wie? Van Johannes. Jullie lees sy Bybel. Van Johannes. Johannes die wie? Die doper. En die Bybel sê in vers 19, en die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriël wat voor God staan en ek is gestuur om met te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. Onthou u, na Jesus se versoeking in die woestyn, het die engele gekom en hom gedien. Hebreërs 1 vers 13 en 14, die engele is gestuur, hulle is dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe. Wat kan ons by die engele leer wat hulle dienswerk aanbetref? Is dat hulle in elke opsig gehoorsaam aan God is en doen wat God vir hulle sê.
'n bietjie oorvleeling van die vorige punt, maar met die uitsondering of die verskil hier, is dat hulle dienswerk verrig, elkeen volgens hulle eie opdrag wat God hulle gee. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel vir ons as mens. Ons as mens kry die opdrag om diensbaar aan die Here te wees. Soos die engel Gabriel sy werk gedoen het, soos die engele Jesus aanbid het, nadat hy versoek was in die woestyn, en soos hulle uitgestuur word as dienende geeste, het ons ook die opdrag as geskape wesens, as die kroon van God se skepping om diensbaar aan hom te wees. Efesiërs 4 vers 11 sê, en hy het gegee sommige as apostels en ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. As die Here jou geroep het om sy evangelie te verkondig, doen dit. As die Here jou geroep het om dienswerk te doen in 'n gemeente op 'n ander manier, doen dit. Doen dit van harte, doen dit in gehoorsaamheid aan hierdie God wat jou geroep het vir hierdie taak. Dis belangrik dat ons diensbaar sal wees en nie op aarde ledig op die markplein sal sit. En tot die dag van ons dood sal wonder, wat sal ons nou vir die Here doen nie? Ek sê dikwels vir mense wat aan ouete huise sit en hulle sê, nou wat moet ons doen? Ons is nou oud en ons wag vir die dood. Nee, jy wag nie vir die dood nie. Die dood sal kom en hy moet kom. Staan op uit jou stoel en gaan evangeliseer jou ouete huis. Gaan klop by die deur aan en nooi die tannie langs aan vir koffie. En sê vir haar, kom sit hier by my en ek het koekies ook. Roumenie creams. Lekker dierkoekies, kom eet saam met my. En terwyl sy lustig aan hierdie koekies smil, begin jy met die evangelie. Wees diensbaar. Hou op sit en wag vir die dood. Die dood sal kom en hy moet kom. Tot dan wees diensbaar aan die Here. Die Here sê in 1 Korintiërs 15:58, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ek is daar in Vredendal en 'n oom uit Plan William bel my. Sy dogter het my opgespoor via sekere lyne en sy sê vir my, my pa wil hê met 'n draai by hom kom maak. Ek het die oom nog nooit voorheen gesien nie en ek kom daar by hom aan en hy is doof. Ek wil vir u sê, hulle het seker af en toe gedink ons skree en gil op mekaar in daai kamer. Hy en die tannie daar gebly. En ek praat met hom redelik hard in 'n preekstem sodat hy my kan hoor. En ons gesels en ek wil vir u sê hy is later deur die plaaslike gemeente daar eintlik half uitgejaag. Want hy was besig met die evangelie. En toe hulle hom wegjaag daar as die kerk aan die gang is, hy traktaatjies gaan vat en in hulle vensters gesit. Sodat as hulle uitkom dat hulle kan hoor en met hulle bekeer. Omdat daar die gemeente met boosheid besig was. En toe daardie oom hier nou gesterf het, was ek al reeds in benou nie en sy dogter vra my, sy my pa kom begrawe, ek kon ongelukkig dit nie gedoen het nie. Maar watter getuienis, doof, stokoud, ek wil vir u sê hy was stokhoring oud. Hy was seker diep in sy 80's. Maar hy kon nie gerus het, as hy 'n dag nie met 'n siel gepraat het nie. Is jy en ek diensbaar? Of het ons baie verskonings, waarom ons vir die Here nie iets kan beteken nie? Moses het ook gesê, ek kan nie praat, en die Here sê vir hom, luister, bly jy stil, ek het jou mond gemaak, en ek sal jou help. Ons kom nou dag by 'n kerk aan, en die predikant begin preek, en hy hakkel so. En ek dink by myself, vaderlandsliefde, hierdie gaan 'n lang dag wees. Maar hy het sy hakkel in ag geneem en het die preek aangepas, dat ons binne die tyd kon klaar kry. En toe ons ry daar, toe sê ek en Ethel en Calvin vir mekaar, hy het die woord vir ons verklaar. Hy was, ek dink, 'n ouderling in die gemeente, die predikant was lyk my nie daar nie, ek is nie heeltemal seker hoe dit gewerk het nie, maar die kosbare gedagte, hy het selfs hierdie beperking wat hy het, oorkom om vir ons te vertel. En die boodskap het gegaan oor Efesiërs 4. Onthou dit tot nou toe nog, om ver genoeg te wees in jou omstandighede. Ek vra vir jou, wat doen jy vir Christus? Die volgende gedagte, gehoorsaamheid. Daniël 6:23,
My God het sy engel gestuur in die bek van die leeu toegesluit. Jy onthou, Daniel het in die leeukuil beland. Hier kom die engel, druk hierdie leeu se bek toe. Het jy gedink om 'n leeu se bek te sluit? Dit moet nogal redelik, ek dink toe die engel verskyn, toe die leeu's in elk geval met sulke groot oë. Want ek wil jou sê, engel is nie sommer net 'n grap nie. Die Bybel sê vir ons, die Here het sy engel gestuur in die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen uwe koning geen onreg gedoen het nie. Daniel 10 vers 11, Daniel, geliefde man, gee ag op die woorde, wat ek met jou spreek en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur, en terwyl hy hierdie woord spreek, met my spreek, het ek bewend gaan staan. U sien gehoorsaamheid, dienswerk gehoorsaamheid. Ek lees in die Bybel dat hierdie engele dadelik God se opdragte uitgevoer het, absolute gehoorsaamheid. Ek het met 'n man gepraat so tyd gelede, en met trane het hy vir my gesê, God het my geroep vir sy diens. Maar ek het altyd 'n verskoning gesoek, en nou is dit te laat. En dit bedoel nou nie dat hy niks vir die Here kon beteken het nie, maar die Here het hom geroep vir voltydse diens in die kansel, en hy het altyd 'n verskoning gesoek. Altyd 'n uitkoms gesoek, en die dag toe hy besluit, maar nou wil ek dit doen, toe is dit vir hom te laat. Ek vra vanaand vir jou, is jy gehoorsaam aan God se opdrag? Daardie begeerte wat in jou hart ontstaan om met jou buurman of buurvrou te praat, doen jy dit? Is daar gehoorsaamheid in jou hart om die evangelie uit te dra? Gehoorsaamheid soos die engele van God. Die engel het nie vir die Here gesê, Here, ek wil net vir u sê, leeu is geweldig gevaarlik. Ek wil net u waarsku, ek glo nie weer daarvan nie. Ek sal nie kan gaan nie, want ek is bang hierdie leeu's val my aan. Ek probeer prakties vir u illustreer, dat ons gehoorsaam moet wees, sonder om God te bevraagteken. Waarom sal sendelinge uit 'n veilige land soos Amerika gaan, en hulle gaan na oorlog getuisterde Afrika land, om daar sendingwerk vir God te doen? Dink jy sommer die man verveeld was by sy huis, omdat hy niks gehad het om te doen nie, omdat sy DStv afgesny was? Toe soek hy ander opwinding. Ons moet begin dink waarvoor ons hier is. As God my roep vir 'n taak, doen wat hy van jou vra. Staan op en gaan. Ek lees nou die dag in die boek, As God nie sin maak nie, When God Doesn't Make Sense, 'n besondere boek wat geskryf is. Praat van hierdie dokter in Amerika, baie suksesvolle praktyk gehad. En hy voel net meer en meer die nood om te gaan werk in Afrika vir die Here. Daar word hy en sy vrou en ander dokters gevangene geneem. En hulle kry 'n geleentheid om te ontsnap. Hy's die laaste man wat oor die muur klim. En hulle skiet hom van agter en hulle skiet hom dood. En die skrywer vra, hoe maak dit sin in ons verwysingsraamwerk? Luister, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Daardie dokter het miskien gesterf in Afrika, en ons sê dis 'n vermorste lewe. Hoeveel lewens kon hy gered het in Amerika? Nie een nie. Want nie een dokter red 'n lewe nie. Piet kry medisyne wat dokter A gee, en hy gaan dood daarvan. En Koos lewe, omdat God dit beskik en bepaal het. Ek dink toe daardie dokter sterwe, na daardie skoot, of skote deur sy liggaam is, het die engele hom ook weggedra, na die heerlikheid van God. Is jy en ek gehoorsaam? Die engele bevraagteken God nie heeltyd nie. Hulle doen wat hy vir hulle sê. En dis wat ons vanaand moet leer. Ek het hier op my notas geskryf, engele vra nie vrae, onderhandel of probeer slimmer wees as God nie. Hulle doen wat God sê. Vir ons as mens kom dieselfde gedagte na vore. Hoor wat sê die Here in 1 Samuel 15:22. Het die Here baan brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. Luister, Martin Luther kom agter dat die Rooms-Katolieke Kerk met valsheid besig is.
God die Heilige Gees lei hom om op te staan, hy slaan die 95 stellings vas teen die Wittenbergse kerk deur. Luister, hulle het nie WhatsApps gehad nie, hulle het nie e-pos gehad nie, dit was die plaaslike koerant van daardie tyd. Watter manne moed om daar by daai kerk te stap en daar die 95 stellings vas te slaan. En weet jy wat gebeur? Sy studente, 'n student is 'n stoute ding. Sy studente van daardie 95 stellings en hulle gaan maak afskrifte en hulle versprei dit. En dit ontketen die grootste reformatie wat ons van weet. En hierdie man gaan staan later. En hy sê vir hierdie paus met al sy manne, ek is meer gehoorsaam aan God as aan julle. Dank die Here vir 'n man soos Martin Luther. U kan van Johannes Calvin gaan lees. U kan gaan lees van John Bunyan. Lees hierdie manne se lewensverhale. Gehoorsaam selfs tot die dood toe. En dis wat ons nodig het as ons 'n verandering in hierdie land wil teweegbring. 1 Petrus 1:22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Gehoorsaamheid is die beginpunt, die vertrekpunt van alles wat in jou lewe volg. Kom ons begin gehoorsaam wees in die klein dingetjies en kyk hoe God ons gebruik vir die groter dinge. Voorlaaste gedagte, aanbidding. Vir jou reeds ietsie gesê van die serafs wat die Here aanbid het en hulle die Here toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aardes van sy heerlikheid vol. Openbaring 7 vers 11, en al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onsse God tot in alle ewigheid. Luister, ons hoef nie te wag om in die hemel te kom om God te aanbid nie. Kom ek lees vir die wat sê die Bybel, ons moet God aanbid. In Openbaring 22 gebeur daar iets indrukwekkends. Johannes, wat hierdie getuienis gee oor wat hy gesien en gehoor het op die eiland Patmos, skryf en hy sê, en dit is ek Johannes, wat het gesien en gehoor het, en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel, klein lettertjie E, van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie my aanbid as 'n engel nie, want ek is 'n mededienskneg. Baie interessant. Johannes, jy's 'n eenvoudige mens op die eiland Patmos, 'n gevangene, ek is 'n gestuurde van God, maar ons is saam medediensknegte van hierdie God. En hy sê vir hom, want ek is 'n mededienskneg van jou en jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. Ek wil vanaand vir u sê, ons aanbid nie engele, heiliges van die verlede, afgode, Maria of onsself nie. Ons aanbid God. Want hy is die enigste een wat waardig is om aanbid te word. Waarom is hy waardig om aanbid te word? Want hy is God. Hoekom wil ons altyd so breedvoerig probeer verduidelik om mense te oortuig dat hulle nie God is nie? Jy en ek weet ons is nie God nie. Ons weet ons is nie, al wil sielkundiges vir ons sê, en al wil die 5 teachers vir ons sê, daar is in ons elkeen 'n godheid, wil ek vir jou sê, jy en ek is nie God nie. Ons is besig om grys te word en graf toe te gaan. Daar is 'n God in die hemel wat ons moet aanbid, wat waardig is om aanbid te word, wat geskape het, en wat alles in stand hou deur die krag van sy woord. Hy hou my en jou suurstofbottel in sy hand, met respek gesê. Aanbid hom nou, en dan in die ewigheid, voordat dit te laat is. En jy eendag by hom hoor, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie. Ek het vir u so skematiese voorstelling hier. God is in beheer van Gabriël, van serafs, van owerhede, van heerskappye, van magte, van trone, van gerubs en van die aartsengel Michael, want hy is God en hy het alles geskape. En nou moet ons by die laaste gedagte uitkom, en dit is 'n kort gedagte, net so voetnota van dit wat ons hanteer het, wat van die gevalle engele.
Ons het vir u gesê, ons lees van hulle in Jesaja 14 en Openbaring 12 vers 3, 4 en 9, saam met die Satan het 1/3 van die engele geval. Hoeveel is dit, ons weet nie. Die engele is 10.000 van 10.000, hulle is amper ontelbaar, en die Bybel sê 1/3 van die engele het saam met Satan geval. Nou ons vind by so 'n paar geleenthede tydens Jesus se aardse bediening, dat hy te doen gekry het met mense wat demonies besete was. Ek het daar geskryf in hakkies, uitsonderlike gevalle. U moet tog nie glo wat hierdie kerke deesdae sê, van elke tweede ou het 'n demoon, en hulle het bevrydingsbedienings, en al die goed wat mense vandag sê nie, moet dit nie glo nie. Gevalle engele is onderworpe aan God se heerskappy. Selfs die duiwel kan nie doen wat hy wil nie. Soos Martin Luther gesê het, even the devil is God's devil. Daar is nie onderhandeling tussen God en die duiwel. En die duiwel kan die Here so 'n bietjie uitoorlê en so 'n bietjie meer heerskappy kry of reg of wat ook al, as wat God bepaal nie. Ons vind baie valse godsdienste wat begin is deur demoniese inspraak, onder andere die Mormoonse kerke, die Jehova Getuies en selfs baie 5 movement kerke. Is my baie interessant hoe min kinders van die Here onderskeid kan tref. Baie kinders van die Here het vandag voor die televisie gesit en TBN gekyk. Hulle het God Channel gekyk, waar mense swaai soos waterlelies, waar die apostel of profeet een of ander dwaling kwytraak, en af en toe die naam van Jesus noem as 'n voetnoot aan sy preek, en op die einde van die dag die mens tot 'n godheid verhef, en ons sit die televisie af en ons sê, wow, wat 'n preek. Ek wil vir u sê, baie kerke vandag is deur valse insprake van demoniese magte op die been gebring wat mense mislei. Hoe weet jy dit? Luister na hulle boodskap. Toets dit aan die hand van die Bybel. En as jy nie die onderskeid kan tref nie, moet jy miskien vir die Here vra om jou siel te red en jou verligte oë van die verstand te gee om sy waarheid te verstaan. Is daar nog mense wat vandag demonies besete is van die gevalle engele? Ons sien van hulle is gebind, van hulle sal God se oordeel beleef, van hulle het ons gesien, die besetene van Gadara, wat met hierdie klomp demoniese magte beset was, en die Here het hulle in die varke ingejaag. Jy moet tog nou nie die ouens glo wat die see gaan salf, om die demone uit die see te kry nie. Wat 'n belaglikheid. Ek wil vanaand vir u net 'n paar gedagtes gee om af te sluit. Wat staan ons te doen wanneer ons dink aan gevalle engele, wanneer ons dink aan die Satan en 1/3 van die engele wat saam met hom geval het? Vir u al reeds gesê, God is in beheer van alles, ook van die gevalle engele. Hulle kan nie maak wat hulle wil nie. U en ek gaan nie van aangesig tot aangesig met hulle te doen kry nie. Wat in die geestesreëlaam aangaan, weet ons nie, en dank God ons weet nie. Want dan sou u en ek vanaand nie geslaap het nie. Maar daar is 'n man met die naam van, of 'n engel met die naam van Michael en Gabriel en die serafs, en hulle is sterk genoeg om God se opdragte uit te voer. En waarom God die duiwel nie met die asem van sy mond verdelg het, die oomblik toe hy Adam en Eva mislei het nie, weet ek nie. En ek is nie God om hom te bevraagteken nie. Al wat ek weet is, die finale bladsy is geskryf, God sal oorwin. Wat moet ons nou doen, terwyl ons lewe in die jaar 2022? Moet ons in geestelike oorlogvoering gaan, soos hedendaagse, charismatiese en Pinksterkerke ons wil leer? Waar ons die duiwel bind, kruise plant, uitdrywings doen, gebedsmarse hou, territoriale bindings doen, en al die absurde, nikszeggende hocus-pocus nonsens, wat ons vandag beleef nie. Ek het nou die dag so 'n spotprentjie gesien, dit was vir my nogal goed gewees. Ek kyk nie graag na hierdie goed nie, want mense stuur ons so heeltyd boodskapies, nou stuur hulle hierdie boodskapie, en ek maak dit oop, dit was nogal interessant. Nou bid die ma en die dogtertjie, en die ma bid, Satan, ons bind jou in die naam van die Here, en daar kom so 'n wolkie op, en die meisiekie dink by haarself, maar ons het gisterand ook die duiwel gebind, wie het hom oopgemaak? Wie het hom losgemaak? U sien, dis die absurdheid waarmee ons te doen het. Ons bind hom, ons bestraf hom, ons plant kruise die wêreld vol, Eskom kan nie meer die krag dra, soos die kruise al hierdie krag trek nie, want ons dink as ons dit plant, sal die Satan van ons wyk. Luister, vergeet al hierdie leuns waarmee kerke ons besig hou. Ek sien nie dat Paulus besig was met 'n geestelike oorlogvoering nie. Ek hoor deesdae die nuwe ding is gebedsmarse.
Ouens vlieg na 'n plek toe, want die engel het vir hulle gesê, luister, in hierdie plek is daar geweldige demoniese en duiwelse werkinge, en dan gaan stap hulle deur die straat en dan bid hulle. Eindig gaan hulle vakansie, op die sendingkommissie se geld, en hulle gaan bid in die strate, om wat te doen. Kom, ek gaan vir u raad gee wat u en ek moet doen. U sien, die Bybel gee nie vir ons 'n mandaat om al hierdie, ek wil amper sê, afstreke uit te voer nie. Wat moet ons doen as dit by die bose magte kom? Die Here sê in Kolossense 2 vers 13, en julle wat dood was deur die misdade en onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Toe hy ons lewend maak, toe gee hy vir ons die waarborg dat hy oor Satan en sy magte getriomfeer het. Wat moet ons doen? Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Daar is baie boeke vandag. Rebecca Brown skryf boeke, of het boeke geskryf, en baie van hierdie nuwe 5 movement ouens skryf boeke oor geestelike oorlogvoering, en hoe jy met hierdie mense moet praat, en die bose mag identifiseer, en dan om opdrag te gee, en wat 'n klomp snerp. Nou oom John MacArthur, my medeleraar, en ek sal nog 'n bietjie met hom gesels, dat hy my so in die moeilikheid bring, maar in 'n geval, ons sal nog 'n kans kry om te praat. Hy vertel, die dag roep sy kerkraad hom, die eerste keer in jare in die bediening, hy is 52 jaar in die bediening, hy het eenmaal so geleentheid gekry in 52 jaar, hy het die wêreld deurgetoer, hy het een keer dit gekry, waar 'n meisiekie demonies besete was. En hy sê, en hy kom in sy kerk, by die kamer in waar hulle die meisiekind het, en hy sê, onmiddellik manifesteer hierdie demoon. Weer 'n keer sê ek, een keer in sy hele leeftyd tot dusver het dit gebeur, ons maak asof elke tweede persoon met die duiwel besete is. En hy sê, en hy dink by homself, wat moet ek nou doen? En hy begin met al hierdie goed wat hierdie ouens geleer het. Bestraf en vra die duiwel wat dit is, en wie hy is, en allerhande goed, en hy kom agter niks van hierdie goed werk, en hy besluit net daar en dan. Hy bied die evangelie vir hierdie meisiekind aan. Dat sy 'n sondaar is op pad hel toe, en dat God sy seun gestuur het om aan die kruis te sterf. En in 'n oomblik red God haar siel. En sy's vry. Sy's waarlik vry. Jy moet die evangelie nie onderskat nie. As God dit wil gebruik, sal hy dit gebruik tot sy eer en tot sy verheerliking. Wat moet ons doen? Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Wanneer ons versoek word, en wanneer daar dinge oor ons pad kom, is dit nie omdat ons, wanneer ons val, demonies besete is nie, dis omdat ons lief is vir sonde. Daar's 'n verskil tussen sonde en demoniese besetenheid. Sonde heers in die sondaar se lewe, en die kind van God se lewe kom dit nog van tyd tot tyd na vore. 1 Petrus 5 vers 8, wees nigter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond so brullende leeu en soek wie hy kan verslind, hom met julle teestaan standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Nadat Dawid met Batseba gesondig het, het hy nie vir Nathan gevra om die demoon van Welis uit hom uit te dryf nie. Hy het gesê, teenoor u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Hy het nie gewaak en gebid nie. Hy het die vyand nie teëgestaan wat met hierdie versoeking na sy kant toe gekom het nie. Hy het gestaan in die vryheid waarmee Christus hom vrygemaak het, of nie gestaan in die vryheid waarmee Christus hom vrygemaak het nie. Nadat hy die belydenis gedoen het, sien ons hoe God hom vergewe het, en hoe hy die pad saam met die Here kon bly stap. Openbaring 12 vers 11 is vir ons die kosbare belofte, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle eie lewe nie lief gehad nie. So wat van die gevalle engele? Moenie oor hulle bekommerd wees nie. God is in beheer ook van hulle. Wat kan ek jou aanbeveel?
Hou jou neus in die woord, eer God deur jou lewe, bly weg van die sonde en dien God in opregtheid. Ons vat gou vanaand se boodskap saam. Ons kyk na die tweede boodskap oor die engele en wat ons by hulle kan leer, ooreenkomste wat daar is. Wie gestel is geskape wesens, soos ons ook is, onsterflik, rangorde, dienswerk, gehoorsaamheid, aanbidding en die gevalle engele wat van hulle. Hierdie slotgedagte mag ons meer toegewyd wees aan die meer toegewyd wees as die engele, juis omdat ons so groot genade deelagtig geword het. Vir die gevalle engele is daar nie 'n verlosser gestuur nie. Vir my en jou is daar 'n verlosser gestuur. Mag ons 'n groter gehoorsaamheid aan God hê as die engele, omdat hierdie God vir ons so genadig was. Kom ons bid saam. Vader, daar is nog so baie wat ons kan sê oor hierdie saak, maar dankie dat ons weet, U het oorwin. En daar is een God, en buiten U is daar geen ander nie. Ons sien dat U hierdie magtige wesens geskaap het, en dankie dat ons ook by hulle kan leer hoe ons moet lewe en U verheerlik. Here, dankie dat ons ook weet dat U vir ons 'n plek berei het, en deur U seun se lewe aan die kruis vir ons verlossing van sonde gebring het. Dankie dat dit vir ons 'n vaste sekerheid is, Here, dat U die vyand in die openbaar tentoon gestel en daaroor hom getriomfeer het. Die Bybel praat al reeds daarvan dat die duiwel in die poel van vuur gewerp sal word. Hy wat mislei het en wat in rebellie teenoor God opgestaan het. Here, ons vra vir U dat ons nie met die duiwel besig sal raak. Of Here, met al hierdie slim praatjies van mense wat kwansy's geestelik wil voorkom en vir ons wil kom leer dat hulle besig is met allerhande uitdrywings en bevrydings en territoriale bindings en al hierdie snerp waarvan ons vandag hoor en lees. Help ons om ons te onderwerp aan God, die Skepper. Die duiwel te weerstaan en die Bybel sê hy sal van ons wegvlug. Ons moet met U besig wees. En U woord sal ons wysheid gee hoe ons moet lewe. En Vader, waar ons sondig bid ons vir 'n berouvolle hart, wat na die kruis sal vlug en vergifnis sal kry, en opnuut met die Gees gevul sal word tot diensbaarheid aan U self. Ons smeek U, Here, dat U wysheid sal gee op die pad vorentoe. Mag ons U in alles verheerlik. Want Here, U is ons God en ons koning. En aan U kom toe die lof, die eer, die dank en die aanbidding van ons harte.